Ek wil begin gesels met jou oor 'n onderwerp wat ek glo baie van ons ons het al dit gehoor en ons het dit al beleef en ons het al baie goed gesê daaroor, maar ek wil bietjie dieper delf die volgende paar weke en ek glo dat wat ons Pinkster beoog deel van dit sal uitmaak. Ek wil bietjie met jou praat vir die volgende paar weke oor die Here se goedheid en hoe dit werk. En ek wil hê jy moet besef dat jy dalk, en ek weet, van julle het nou al intussen my leer aanvaar, maar jy moet begroot dat die volgende paar weke gaan ek so bietjie jou hok skud. En ek wil hê jy moet saam met my blaai, ek gaan vanmôre nie noodwendig stil staan by van hierdie dinge nie, ek gaan dit aan jou noem en ons gaan oorsig oor dit kry, ek gaan fondasie lê, ek gaan in diepte die volgende paar weke meer daaroor gesels, maar ek gaan dit so vir jou, soos wat ons dit sal sê in die Engels, package, dat jy iets daarvan in jou lewe kan beginne implementeer. Ek het die afgelope tyd, is dit iets wat die Here met my baie oor praat, en dit is, en ek moet vir jou sê, moenie 'n fout daaroor maak nie, as ek met verlof gaan, dan sonder ek myself 'n bietjie af. Ek kry nie blootstelling aan kerk nie, omdat as ek in 'n kerk sit, wil ek werk, en ek is veronderstel om met verlof te wees. So, en gewoonlik, ek gaan van my vriende toe, as ek 'n diens bywoon, en dan moet ek iets doen, hulle gebruik my, so ek wil nie. Maar, die lank en die kort van die storie is, dit het 'n gewaarwording in my gees geword, dat die Here sê, die boodskap is goed, maar help die mense om dit prakties beter toe te pas. Ons het baie mense wat al lank op die pad is, maar hulle kan nie reg kry om in oorwinning te lewe nie. So, ek gaan nie veel daaroor sê nie. Ek wil hê ons moet Markus 10. Is die klank reg? Niel, is julle tevrede daar agter? Hierdie propellertjie. Is hy reg hierso? Right. Julle is reg, julle kan my almal hoor? 100%. Markus 10 vers 17. Kom ons begin daar. En toe hy op die pad uitgaan, hardloop daar een na hom toe en val voor hom op die knieë en vra hom: Goeie meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? En Jesus sê vir hom: Waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie, behalwe een, naamlik God. Weet jy hoekom is ons teleurgesteld in mense? Ons verwar God se goedheid met die feit dat mense onkonstant is. Mense sal jou altyd teleurstel. Dis nou weer tyd vir politiek in ons land. As jy deur die land ry en jy luister radio sonder geselskap en jy hoor al die politiekery. Al wat in my gees opkom is, Here, baie redes om nog teleurgestel te word. Hoekom? God se goedheid verskil van mense se. Daar's 'n konstantheid by God se goedheid, wat jy nie by 'n mens kry nie. Net God is werklik goed. Ek wil vir jou dit vanmôre sê, as ons dit nie kan besef nie, gaan ons in ons lewe baie teleurgestel word. Net God is werklik goed. As mense jou teleurstel, is dit omdat jy God se goedheid met mense se goedheid verwar. Daar is net een, in die woord in die oorspronklike taal verwys na voordelig. Daar's net een wat werklik goed
voordelig is om te ken. Dis alleenlik hy wat jou werklik in 'n verhouding met hom kan bevoordeel. Ek gaan nou by dit kom, maar ek raak so opgewonde, ek wil al na die einde van die boodskap toe beweeg. Ons moet versigtig wees om te sê, iemand is goed. Want net God is goed. In Lichtenburg het ons baie mense wat ons mee besigheid doen. Trek jou tone terug, omdat hulle vir jou goed is, totdat hulle nie meer vir jou goed is. Ek lees die afgelope tyd, lees ek iets raak wat baie in my lewe van toepassing is. Everyone wants a pastor that speaks the truth. ... until he does. Dan wil hom nie meer hê nie. Totdat hy hulle toon raak trap. Ons wil almal bevoordeel word. Maar ons kies die verkeerde goeies. Hoe kom 'n mens op die plek wat jy net kan aanvaar dat die Vader werklik goed is? Kom ons begin by die vraag. Waarom noem 'n mens iemand goed? Hy's goed. Ja, hy preek goed. Meeste van ons verwys na iemand wat goed is, wat jou laat goed voel. Daarom waarsku die skrif dat in die laaste dae mense vir hulle predikers sal kies wat ander se ore streel. Met ander woorde, wat hulle sal laat goed voel. Manne, 2 nommertjies hang in die winkel. Voor die tyd sien jy wat is hulle pryse. Die een is duur, die ander een is bekostigbaar. Jou vrou pas albei aan. Nou gaan ek vir jou wys hoe ons goedheid verskil van God se. As jy werklik die man van die huis is, kan ek nou profeteer watter een gaan jy sê lyk die beste aan haar. Die een wat die, kyk hoe bloos van die vroue, nê? Die een wat die bekostigbaarste is. Wow. Hy lyk goed aan jou, hè? Hoekom? Wat jy dink aan jou? Sak. Kom ons wees meer persoonlik. Jy dink aan jou self. Sy moes nie vir jou gevra het nie, sy moes self besluit het. Mense se goedheid verskil van mekaar. Is die rede hoekom iemand goed is, dieselfde redes waarom ons Vader ook goed is, dan is hulle nie goed nie. Ons Vader is goed omdat hy die beste vir jou wil hê, nie omdat hy jou geld spaar nie. Nie omdat hy vir jou die mooiste vrou gekies het nie. Die aanmens is min. Jy staan by daai kar. Ekskuus julle, jy staan by daai kar. Ek is nou weer op so 'n stadium wat almal ander se karre mooier lyk as myne. Maar dis dalk omdat hy werk aan hom het. Maar in elk geval, ons gaan dit hierdie week uitsort. So. Jy het klaar besluit, jy wil daai kar hê. Nou, bid jy vir die Here. Here, as dit U wil is. Het die Here regtig gesê,
Nee, die kar laat jou goed voel. Nou moet dit die Here se wil word. Ek en my vrou, ons ry die afgelope tyd, ons ry daar langs die kus, ons ry verby die mooiste huise. Die spontane gebed in my wese is, Here, as dit U wil is. Hoekom? Want dit laat my goed voel. Maar as jy te sê, as hy dit vir my gee, maak dit hom 'n goeie God nie. Dit kan hom 'n bederwer maak. En ek lees nêrens dat daar skrif is dat die Here bederf nie. Wanneer ons gewoonlik bid, Here, as dit U wil is dit wanneer ons wil hy moet 'n bederwer word. Baie kere in my lewe, en ek is al oor dit, maar dis hartseer, kom maar 'n dogter van ons gemeente, of 'n vrou, of 'n man oor my pad, hulle het klaar besluit wie hulle wil trou. Hulle is overcommitted in die verhouding. Dan wil hulle vir my vra, pastoor, wil jy nie oor ons verhouding bid nie? Jy moes dit gedoen het voor jy die verhouding begin het. Jy moet al bid, Here, wat is U wil, nog voor jy begin hy soek. Nie as jy klaar gesien het nie. Kom ons gaan na die begin toe. Genesis 2, vers 16. En die Here het aan die mens bevel gegee en gesê, van al die bome van die tuin mag jy vry eet. Maar die boom van kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie, want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. Ook het die Here God gesê, dis nie goed dat die mens alleen is nie, ek sal vir hom 'n hulp maak wat by hom pas. En die Here God het uit die aarde geformeer al die diere van die veld en al die voëls van die hemel en hulle na die mens gebring om te sien hoe hy hulle sou noem. As jy iets 'n naam gee, is dit joune. Dis die beginsel. Wanneer ons iets 'n naam gee, is dit ons sinne. Jou ma het jou man doopname gegee. Maar as ek hoor wat van julle manne voor en na hulle noem, dan besef ek, hy is nie meer sy ma se nie. Hy reageer nou op 'n ander naam. Selfde met jou vrou. Dit gaan oor eienaarskap. En net soos die mens al die lewende wesens genoem het, so moes hulle naam wees. En net soos die mens al die lewende wesens genoem het, so moes hulle naam wees. Hulle kon nie redeneer nie. Die arme aap. Die arme bobbejaan. Die arme muisond. Iemand wat besit geneem het hom 'n naam gegee. Die mooiste voorbeeld wat ek kan noem is, my ouma het 'n hanslam gehad toe ons klein was. En sy het altyd gesê, voordat hy 'n naam gekry het, was hy bestem vir die pot. Maar toe hy 'n naam kry, toe verander die prentjie. Kan jy dink hoe bevoorreg en bevoordeeld die mens bo die res van die skepping, daar is die woord, nie was nie, is. Ons het die geleentheid om die skepping te waardeer, en God gee ons die genade om verder te help skep. Maar, kom ons gaan na
'n baie gunsteling psalm van my, Psalm 8. Psalm 8 vers 7 sê daar: U laat dis die mens hom heers oor die werke van die hande. U het alles onder sy voete gestel. Skape en beeste, die almal, ook die diere van die veld, die voëls van die hemel, die visse van die see, wat trek deur die paaie van die see. O Here, ons Here, hoe heerlik is U naam op die ganse aarde. Kan jy dink wat so voorreg hierdie mens gehad? Alles kon hy name gee. Alles waar hy geloop het. Genesis 1:26 het hy die voorreg gehad om oor te heers. Hoekom? Want hy was na God se gelykenis. Hoeveel voorregte het ons nie? Ons het vergeet hoe goed die Vader regtig is en hoe goed dit is om hom te ken. Jy gaan nie weet die Vader is goed as jy hom nie ken nie. Kom ons gaan verder. Spreuke 13. Nog 'n mooi skrifgedeelte. Ek wonder of hierdie die regte skrifgedeelte is. Skus, dit is Spreuke 3. Ek wil nou net sê, Here, wat wil U nou vir my sê? Ek het 13 toe geblaai. Skus julle, dit is Spreuke 3. Gelukkig is die mens wat wysheid gevind het en die mens wat verstand verkry. Want die verkryging daarvan is beter as die van silwer en die verwerwing daarvan beter as van goud. Dis kosliker as korale en al jou kleinode kan daar nie meer vergelyk word nie. In sy regterhand is lengte van dae, in sy linkerhand rykdom en eer. Is dit nie mooi nie? Sy weë is lieflike weë en al sy paaie is vrede. Dan, dit is 'n lewensboom vir die wat dit aangryp en elkeen wat dit vashou is gelukkig. Ons grootste rede hoekom ons sukkel om God se goedheid aan hom te koppel en ons het verwar met die goedheid van 'n mens is omdat ons ware geluk verkeerd definieer. Ons loop met krom en skewe liniale waarmee ons geluk meet. Hy sê hier, dit is 'n lewensboom. As jy weet wat ware geluk is. Sy wysheid is ons lewensboom. Geluk is die voorland van elkeen wat bereid is om hom te vertrou tot die einde toe. Jakobus 1 vers 5 sê, as iemand wysheid kort kom, mag hulle dit van God af vra. Ons mag, maar ons doen nie. Ons degradeer die goedheid van God. Net omdat ons wil goed voel. Jakobus 1. Laat dit 'n bietjie in jou menswees insink. Jakobus 1 vers 14. Elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word. Daarna, as die begeerlikheid ontvang het, baar dit sonde, en as die sonde tot ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voort. Moenie dwaal nie, my geliefde broeders. Hy sê in die ander vertaling, moenie mislei word nie. Elke goeie geskenk en elke volmaakte gawe daal van bo af neer, van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie. So God se goedheid bly altyd dieselfde goedheid.
Hy kan nie eendag vir jou sê, dis goed, trou hierdie goddelose godslasteraar nie. En die volgende dag sê hy, jou man is van die duiwel af nie. Dis nie hoe hy maak nie. God se goedheid is sy standaard van hoe hy ons liefhet. God se goedheid is die manier wat hy na jou kyk, is die manier wat hy jou lewe wil sterker maak en jou wil verbeter. Elke goeie geskenk. Daarom moet ons weet, wat is goed? Want elke goeie geskenk kom van dieselfde plek af. So, die een dag kan jy nie dink dis goed en môre omdat dit jou geld kos, is dit nie meer goed nie. Jy kan nie die een dag dink jy het 'n goeie vrou en môre oor môre as sy met jou praat omdat jy te laat buite rond lê in die strate, nou sy 'n las nie. Die amens is min. Volgens sy wil het hy ons voortgebring deur wat? Die woord van die waarheid, sodat ons as eerstelinge van sy skepsele kan wees. Kan ons werklik met vrymoedigheid sê, dat alles wat goed is vir ons in ons lewens van die Vader afkom? Kom ek julle sê, roomys is vir my goed. My ma en my pa, hy het nou verjaar, toe het ons na sy eerste keer, ek weet nie in hoeveel jaar wat ek daar was met my pa se verjaarsdag nie. Weet jy hoekom was hulle vir ons goed? Ek hoef vir niks te betaal het wat ek wou eet nie. Pastoor, jy is bederf. Jy sien? Bederwer, ry. Glo my as ek vir jou sê, die skaal het dit bewys. Dis nie goed nie. Dis nie goed nie. Het dit my laat goed voel, ja. Maar toe ek op die skaal staan, toe besef ek, Here, 5-6 kilos in 2 weke is nie goed nie. Here, as ek nie so vinnig heilig kon word, soos wat ek gewig optel. Kom ons wees eerlik, alles wat vir ons goed is, kom nie van die Vader altyd af nie. Dit laat ons goed voel, besef ons hoe ver ons die misleiding al toegelaat het. Deurdat ons dink wanneer iets goed is dit outomaties van die Here af. Ons het al so beginne word. Predikers wat ons laat goed voel se kerk is die grootste. Ouens na wie ons sukkel om te luister omdat hulle die waarheid praat, sê ons, hy is nou nie vir my 'n goeie prediker. Laat jou vrou net 'n bietjie gewig aansit. Dan sê jy skielik nie 'n goeie vrou nie. Hoekom? Miskien is daar minder peselappies vir jou oor, ek weet nie. Maar snaaks toe die Here haar gekies het. Ons het gister een van Andrei se kleindogters getrou en ek moet vir jou sê, dis vir my altyd so mooi. Ek glo en ek is oortuig dat 'n bruid lyk op haar beste op haar troudag. Maar as ons die goedheid van God verwar met die goedheid van 'n mens, raak ons uitgekeier. Hoe langer ons getroud is. Hoekom? Want die goedheid wat jy in vasgekyk het 'n rak leeftyd. Ons het misleiding in ons lewe toegelaat.
Ja, ek sien dit gaan goed met jou besigheid. Hoekom gaan dit goed met daai besigheid? Steel hierdie ou nie? Betaal hy sy belasting? Is hy en sy vrou nog by mekaar? Tydjie terug kuier ek saam met makelaars van 'n bekende groep. Nie in ons dorp nie, nasionaal. Die toppresteerder. Ek wil nie vir jou sê hoeveel miljoene daai man verdien in 'n maand nie. Almal sê hy doen goed. Maar hy's getroud met sy 7de vrou. Mag ons sê so 'n persoon doen goed? Hy doen goed vir homself. Ek wil nogal vir jou sê, ek dink dis die akkuraatste. Wat as ons iemand sien wat suksesvol is die veiligste antwoord. Hy doen goed vir homself. Veral as ons nie weet hoe die goedheid oor sy pad gekom het nie. Ons is mislei. As gevolg van onsself en wat ons wil hê. Ons word mislei. Kom ek jou sê, kom ons skuif die duiwel een kant. Die duiwel kan niks doen as jy nie begeer nie. Kyk, Dawid sê die skrif, hy sê, dit begin met 'n versoeking, 'n begeerlikheid. En dan, as dit vrugbaar word en jy laat dit toe, ek sê nie dat niemand van julle versoek mag word nie. Ons is almal mense. Ons skryf elke dag ons toetse. Die duiwel kom om ons te toets. Maar nou sê die skrif ook, die Here sal nooit toelaat dat ons bo ons kragte versoek word nie. Hoekom? Want hy's goed. Ek wil vir julle sê, is baie goed wat ek wil hê, wat my gaan dat goed lyk. Maar as die laaste bassein gaan blaas, dan gaan ek agterkom. Is nie so goed nie. Ons gaan verder. Het julle tyd vir nog? Kan ek aanhou? Mooi. Ek het daai hande klap gemis. Wens dit my vrou wil so hande klap wanneer ek iets voorstel. Maak nee. Nee, is net 'n grap. Genesis 3 vers 1. Maar die slang was listiger as al die diere van die veld wat die Here God gemaak het. En hy sê vir die vrou, is dit ook so dat God gesê het, julle mag nie eet van al die bome van die tuin nie. Wat gebeur? Jy kan net iemand mislei as hulle nie die volle waarheid weet het nie. Jy kan nie iemand mislei as hulle die volle waarheid het. So, wat doen die Satan? Hy het soveel krag soos wat jy hom toelaat om jou te mislei. Hy kan nie, as jy die waarheid ontvang het, kan hy nie eers die duiwel regtig wees nie. Want, hoe weet ons dit? Die skrif leer ons dat toe Jesus gesê het, daar staan geskrywe, en hy quoteer die skrif, sê van die vertalings, hy het vir 'n seisoen van hom af weggevlug. En die vrou antwoord, die slang, van die vrugte van die bome in die tuin mag ons eet, maar van die vrugte van die boom wat in die middel van die tuin is, die lewensboom, die boom het God gesê, julle mag daarvan nie eet nie, en dit nie aanroer nie, anders sal julle sterwe. Toe sê die slang vir die vrou, julle sal gewis nie sterwe nie, maar God weet dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, sodat julle soos God sal wees, deur goed en kwaad te ken. Hier is die ding. God skep die mens. En hy gee hulle die voorreg om alles wat daarna geskape word
of saam met hulle geskape is. Sê dit eerder so, name te gee, eienaarskap. Een boom, sê hulle mag jy nie van eet nie. Hoe's die mens? Hy wil hê wat hy nie mag kry nie. Hoe gebeur dit? Wanneer dit meer oor jouself gaan, as oor die res van die tuin. Hoeveel goeie goed is in jou lewe? Kom ons praat daaroor. Hoeveel goeie goed is in jou lewe? Maar nou kyk ons vas in die gebrek aan munisipale dienste. Ons kyk vas aan die feit dat wanneer daar nie, ek gaan niks meer sê nie, want toe ek die naweek gesit het en vir my vrou gesê het, is dit nie wonderlik sonder beerdkrag nie. Toe het Lichtenburg sy eie beerd. En hulle sit hom aan, hulle sit hom af, hulle sit hom aan, hulle sit hom af. Daai dinge bepaal nie God se goedheid nie. Weet jy, kom stamp ek my voet, want dit frustreer my as ek dit nie het nie. Maar dit maak nie van my 'n beter mens nie. Dit maak van my 'n gemakliker mens. Maar dit maak nie van my 'n beter mens nie. Partykeer dink ek as ek dit nie het nie, word ek beter. Want ek leer om op goed te fokus wat vir ewig hou. Duidelik in Suid-Afrika hou krag nie vir ewig nie. Duidelik hou munisipale dienste nie vir ewig nie. Maar ek glo dit, die Here is goed as die krag aan is. God weet as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, sodat julle soos God sal wees deur goed en kwaad te ken. Hulle wou eerder soos God wees, as wat hulle net sy liefde waardeer. Onthou as jy God is, vat jy verantwoordelikheid vir alles wat uit jou hande uitvloei. As jy soos God is, besluit jy oor lewe en dood. Ewe skielik raak die mens mag behep. Hoekom? Natuurlik het hulle bietjie hoogmoedig geraak. My vrou, weet jy, is daar nog mense soos ons op hierdie tuin? Nee, ons is die enigstes. Maar dan moet ons spesiaal wees. Is daar nog mense wat die geld verdien wat ek verdien? In die konteks van ons samelewing. Is daar nog mense wat die geld verdien wat ek verdien? Wel, dan moet ons anders te behandel word. Is daar nog mense wie se huis so groot soos ons in is? Wel, dan moet mense notisie vat. Jo, ons kan alles noem wat ons wil en hulle dra daai name. Sukses het 'n manier om 'n mens hoogmoedig te laat word, as dit nie uit God uitgebore is. Julle kan hoor, ek was lanklaas weg, ek is bietjie agter met 'n paar preke. Misleiding, dwaling, werk alleenlik as dit meer oor jouself gaan. Mense laat alleenlik leuns in hulle lewens toe, om hulself beter te laat lyk of te laat voel. Hulle sal tot ander afbreek as gevolg van verkeerde insprake. Hy kry sy inligting op die verkeerde plek. Hoekom? Want sy inligting wil hom laat beter voel oor homself. Ewe skielik dink Eva, wow, ons kan soos God wees. Kom ons vat net te probeer. Kom ons vat net een happie. Een happie. En hulle lewens word onherroepelik verander. As hulle verhouding met God regtig so goed was. Jy sien, want baie mense dink, as jy permanent in die kerk is,
is jou verhouding met die Here beter. Kom aan, hierdie twee mense was permanent in God se teenwoordigheid. Die oomblik toe hulle uit sy teenwoordigheid uitgaan. As hulle hom regtig geken het, het hulle gegaan. Slangetjie, wag net gou. Vader, ek het nou iets hier in die boom gehoor wat my bietjie de mekaar gemaak het. Maar toe hulle die misleiding toelaat, toe word die waarheid vir hulle kompetisie. Ewe skielik, na die slang met hulle gepraat het, sê die skrif, toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet. Was die boom goed? Nee. Hoekom? Want God is alleen goed. Maar toe die misleiding inkom, ewe skielik, toe is die boom goed. En dat hy 'n lus was vir die oë. Ja, 'n boom wat 'n mens kan begeer om verstand te kry en sy neem van die vrugte en eet en gee ook aan haar man by haar en hy het geëet. Weet jy wat lees ek? Dat toe die Here gesê het van hierdie boom mag julle nie eet nie. Toe was dit nog net die man. Die vrou het hy daarna geskape. Kan jy dink hoe kragtig was die misleiding deur die vrou? Dat sy die een wat eerstens gehoor het, kon oorreed. Hy het haar seker vertel as hy 'n goed genoeg man was. Hoe verander ons hierdie gesindheid? Hierdie gesindheid dat ons eerste ons eie belange soek en dan beplan vir die goedheid van God. Dis 'n gesindheid wat moet verander. En hier, hoor mooi voor ek hierdie sê, ek het respek vir alle generasies, maar daar's iets in die kerkewêreld deesdae wat my pla. En dit is dat ons praat van jong bekeerlinge en ou bekeerlinge. Ons praat van mense wat jare op die pad is en ons praat van mense wat nou onlangs by die Here uitgekom het op 'n nuwe vlak, 'n nuwe dimensie. Met hierdie in gedagte wil ek hierdie aan jou voorhou. En hierdie mense was edelmoediger, dit beteken ontvankliker as die in Thessalonika. Hulle het die woord met alle welwillendheid ontvang en elke dag die skrifte ondersoek of hierdie dinge so was. Baie van hulle het dan ook gelowig geword en van die aansienlike Grieke 'n groot aantal vroue en manne. Kom ek vra jou so, hoeveel van julle gaan na vandag se preek al die skrifte deurgaan? Na vandag se boodskap al die skrifte wat ek voorhou. Hoeveel van julle gaan dit deurgaan? Hoekom vra ek dit? Hier sit 'n mens met twee mense. Ons sit met ouens wat hulle sê edelmoediger, ontvankliker was. Hoe weet ons hulle was ontvankliker? Hulle het na die tyd gegaan, sê die skrif, en daai skrifgedeeltes deurgegaan, sodat dit hulle sin kon word. Weet jy hoe baie mense wat al jare op die pad is, sê vir my in die dorp, pastoor, ek kom nie meer kerk toe nie, want jy preek mos net eerder vir die jong mense. So waaroor gaan dit dan? God se goedheid en jou goedheid is die waarheid. Jong bekeerdes verslind die woord, man. Hulle hou my besig. Mense wat nou onlangs 'n ontmoeting met die Here gehad het, is honger vir die woord, hulle kan nie genoeg kry nie. Die wat al jare op die pad is, 30, 40, 50 jaar, en hoor my reg, ek sê nie almal nie, maar daar is tog van hulle.
Hulle kan nie onthou wat ek Sondag gepreek het as ek Maandag met hulle praat nie. Hoekom? Ons hou nie van jou styl nie. Jy preek net vir die jonges. Dis nie dat ek net vir die jonges preek nie. Dis dat ek jou nie uitgesonder het en opgehemel het nie. Hoekom is dit anders? Dis die waarheid, mense. Dis nie iets wat ek uit my duim uitsuig vanmôre nie. Dis woord. As jy regtig ontvanklik is vir waarheid, sal jy hierna al hierdie skrifgedeeltes ten minste eers net deurgaan. Sê Here, dit voel vir my, pastoor is jonger as ek, hy het 'n ander aanslag, ons het mekaar gemis, wys my wat in daai boodskap is myne. Hy sê in die nuwe vertaling in die 83, die mense daar was ontvankliker as die in Tessalonika. Hulle het met groot belangstelling na die woord geluister en elke dag die skrif ondersoek om te sien of dit is soos Paulus sê. Dit laat ons dink, nee. Jy dink jy het 'n verkeerde gesindheid as jy my in die Bybel opcheck. Jy is ontvanklik vir nog. Ons moet leer aanvaar dat as die Vader sê jy mag nie, is dit omdat hy eintlik sê dis nie goed vir jou nie. Dis nie dat hy met jou lelik is nie. Hy sien verder as wat jy sien. Dis nie goed vir jou nie. Jy mag nie, beteken nie, ek wil dit nie vir jou gee nie, want ek is bang jy raak beter as ek nie. Jy mag nie, beteken, dis nie goed vir jou nie. Hoeveel manne het ek al mee gestaan, speel vir my iets in die agtergrond, het ek al mee gestaan en gesels en sê hulle, pastoor, ek wil graag, maar die vrou het gesê ek mag nie. Weet jy wanneer sê jy, die vrou het gesê jy mag nie, wanneer julle verhouding gesterf het. Want as julle verhouding sterk was, het jy gesê, ek mag nie, want dit is nie goed vir my nie. Ek wil vanmôre profeties in jou lewe praat en ek wil sê, daar's dinge wat jy wil hê moet gebeur. Want jy dink, dit gaan vir jou goed wees. Maar die Here sê, ek mag dit nie toelaat nie. Anders is ek nie 'n goeie vader nie. Hoor mooi, jy gaan hierdie oggend, glo ek, weer in jou gees hoor. Daar's dinge wat jy wil hê, ek gaan dit nog meer persoonlik maak. As dinge wat jy wil hê, die Here moet nou voor ja sê. Maar hy sê nee. Want as hy ja sê, is hy nie meer goed nie. Is nie goed vir jou nie. Jy wil dit nie glo nie, maar glo ten minste, God is alleen goed. Kom ons staan voor die Here.